Wat 'n voorreg om net vanoggend saam te kan wees en rondom die woord tyd te kan spandeer. Ek het laas week begin praat oor vertroue. En ek wil hierdie week net so 'n bietjie uitbrei oor dit. Ek wil vandag praat rondom leer om my onvoorwaardelik te vertrou. Ek wil vandag vir u sê, ons het laasweek begin en toe het ons gekyk na wat Stephen Covey en wat die wêreld sê en wat Stephen Covey gesê het. Hy het nogal baie indrukwekkende woorde gesê rondom wat vertroue is. En hoor, vanmôre ek gaan dit net weer vir u lees. Stephen Covey sê, trust is the glue of life. Trust is the most essential ingredient of effective communication. Trust is the foundational principle that holds all relationships. Verhouding. Nou weet jy wat, dis nie net verhouding met mekaar nie, is verhouding met God ook. Ons harte moet reg wees. En toe het ek vir 'n aanhaling van Calvar gesê, en hulle is gerig na die wêreld toe, en Calvar het gesê, trust starts with truth and ends with truth. Weet jy wat is so belangrik, is dat ons, en ek het gesê, waar ons eintlik moet begin. Wie is die weg, die waarheid en die lewe? Who is the way, the truth and the life? U kan dit in die hart uitwerk. Kom ons lees Psalm 22 vers 4 en vers 6, hy is hier agter op die bord. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Ons moet besef dat as ons op God vertrou, ons sal weet dat redding sal wees en ons moet weet God sal ons uithelp en ons moet weet ons sal nie beskaamd staan nie. Het jy al agtergekom hoe baie keer in jou lewe dan voel jy, Here, maar wat moet die wêreld van my dink? Wat moet mense rondom my sê? En dan kom God deur en hy doen iets op 'n totale ander manier en hy alleen ontvang die eer daarvoor. 'n Mens kan dit net nie ontvang nie. Dis waaroor dit gaan. Wat kan vanoggend maak dat ek wankel in my vertroue? Wat kan maak dat ek wankel in my vertroue? As ek volgens wêreldse standaarde leef, hulle voorskrywings, en 'n ding nie uitwerk nie. Die dit al ervaar. Saak werk nie uit nie. En dan word daar soms vir jou gesê, jy is op my eie, my ou. En dan kom jy agter, is net jy wat daar staan. Volgens wêreld. Sonde en 'n gebrekkige verhouding met God kan maak dat ons vertroue wankel. Hoor wat sê Petrus in 2 Petrus 1 vers 4. En ek lees dit vir u in die boodskap Bybel. Hy sê, sy doel met hierdie hemelse geskenke wat hy ons gee, is om julle in staat te stel om nee te kan sê vir elke versoeking. Nee te sê, maar dan moet jy in God wees. Gee dadelik pad wanneer julle eie begeertes julle op sleeptou wil neem agter verkeerde dinge aan. Sleeptou. As jy jouself kry, is jy daar. So sonde en 'n gebrekkige verhouding. Wanneer ons oorweldig word deur omstandighede van die lewe. Wie was al oorweldig?
Jou vertroue kom weer terug. Dit voel asof hy net so 'n knak kry, nê. Jy weet nie wat om te sê daarvan. Wanneer ek en u die onbekende in die gesig staar. Is ek reg? En dan laastens wil ek net sê, wanneer ek onseker is oor myself. Laasweek het ek die stelling gemaak, jy kan God vertrou, maar kan God jou vertrou? Weet julle wat sê iemand interessant vir my in die week? Hulle sê, pastoor, hierdie boodskap het my van laasweek so laat dink. Ek sê, prys die Here. Hy sê, daai ding wat jy gesê het, kan God my vertrou, want ek weet God kan my vertrou. Hy sê, maar wat maak 'n ou as niemand sien nie? Jo. Ek sê, nee, maar daar is nie niemand wat sien nie, God sien. God weet alles. Ons moet dit vir onsself sê. Psalm 31, vers 15 en 16, kom ons lees dit gou. Maar ek vertrou op U, o Here, ek sê, U is my God. Ek bely, U is my God. Ek verklaar, U is my God. Ek is gered. Waar kom Satan mee? Hy kom by die Here Jesus. Is U die seun van God? Waar kom hy met wat kom hy by ons? Hy sê, is jy dalk 'n kind van God? Kyk hoe jy gefaal. Kyk hoe jy verkeerd gedoen. Ja, jou geloof was nie groot genoeg nie. Kyk net hierna. Weet wat? Hier sê die psalmskrywer, ek is God se eiendom. Ek is 'n kind van God. I am a child of God. No matter who says what, I'm a child of God. I'm a child of the living God. I've been saved. I've been bought by the blood of Jesus Christ. Ek is gered. I say, so wat moet gebeur? Ons moet begin meer praat en verklaar. Waar lê ons probleem? Pastoor, ek het dit in my kop gesê. Ek sien net 'n bedrukte uitdrukking. Ek weet nie of dit vir cricket of rugby was nie, of vir die Here nie, maar. Wat sê die Here? Wat het God gedoen toe hy geskaap het? En God het gesê. Wat sê die woord? Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Ons moet dit begin praat. En ek sê, U is my God. Hoor wat sê vers 16. My tye is in U hand. Red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Hoor wat sê die Engels. Hy sê, I trust in the Lord. I say, you are my God. My times are in your hands. Satan, ek hoop jy hoor dit vanmôre. My times is in his hands. He is my God. He saved me. I've been bought with a price. En ek kan op die Here vertrou. Ek kan. Hoekom? Laasweek het ek gesê, want God is getrou. Hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy's nie 'n mens se kind dat hy sou teruggaan op sy beloftes nie. Hy sal nie. Hy's God. Dit was ons eerste stelling laasweek. Ek wil vandag nog eene maak. Kan ons op hom vertrou? Ja, ons kan, want hy is goed. Dis sy wese, dis wie hy is, dis sy goddelikheid, dis sy almag, net soos wat sy getrouheid dit is. Psalm 73 vers 1. Jy hom nie skets. Kry hom gou vir ons. Ek wil dit vir u lees. 73 vers 1, hulle gaan om. Kom ons, ekskuus, het ek gegly op daai een.
Jy sien, die pastoor is ook net 'n mens. Ons kan hom vertrou want hy is goed. O, hier is hy. 'n Psalm van Asaf. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hier word dit geskryf vir Israel, maar dit is van toepassing op die kerk ook. God is goed, maar luister wat sê hy, vir die wat se hart rein is. As ons harte nie rein is nie, het ons moeilikheid. Want uit 'n hart wat nie reg is nie, gaan ons ongeregtigheid bedryf. Wat het die Here gesê? Toe hulle sê, Here, Here, ons het in die naam duiwels uitgedryf, ons het al hierdie goed gedoen, toe sê hy, gaan van my af weg, julle wat ongeregtigheid bedryf. Werk. Jou hart moet reg wees. Ek en pastoor Alwyn en al die ander pastore wat vandag hier sit, kan nie jou forceer dat jy jou hart reg maak nie. Jy alleen kan jou hart voor God reg maak. As jy nie die pad weet nie, praat met ons help jou. Want derdens, as ons harte reg is sy woord, sy beloftes, alles in plek vir my en vir u. Hy sal ons nie faal nie, hy sal ons nie los nie. Ons moet weet, hy is God, u is my God. Soos die psalmis gesê het, Jesaja 55, vers 8. Kom ons lees dit gou. U ken dit. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Sjoe. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Wat het die Here Jesus vir Satan gesê? In die woestyn. Daar staan geskrywe, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Dit sal nie leeg terugkeer nie. Maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Wie van u gaan op God vertrou en sal op God vertrou? As God so 'n verklaring maak. Wow. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ongeag van wat in ons lewens gebeur en wat daar ook al mag kom, wil ek vir jou sê, vertrou op die Here, al bring hy dinge en mense in jou lewe in, wat jy sal sê, ag Here Jesus, wat het hier gebeur? Hoekom die ene en hoekom daai ene? Wil ek vir jou sê, God weet wat hy doen, hy bring dinge in, hy bring mense in, ek wil vir jou sê, sodat jy kan groei, en dat jy kan ontdek in hierdie gebrekkige lewe, hierdie hulpbehoevende wêreld, dat ons is afhanklik van God, maar ons kan op hom vertrou onvoorwaardelik. Hy sal ons nie los nie. Daar's 'n gedeelte wat ek nou van die preek gaan los. Ek voel ek wil oorgaan na hierdie gedeelte toe. Ek wil net vir die vinnig sê, 1 jaar ry ek in Lenoeske, ons breek 'n bietjie weg, daar's nie baie finansies nie, maar ons vra die Here en die Here voorsien, ry ons met ons karavaan Natal toe, ons gaan 'n bietjie net vakansie hou.
Maar daar's net genoeg. Het hier agtergekom as daar net genoeg is. Is net genoeg. En ons kom oor die pas by die Drakensberge, ons slaap hier aan daaroor. En ek kom so af teen die pas met die karavaan, ry stadig en ek draai af na Drakenswil toe, waar ons oorslaap. En 100 meter af van die pad val my karavaan se wiel uit. Hy bars soos die karavaan omslat, hy slaan 'n winkelhak binne in die rim in. Hy hardloop onder deur die karavaan val aan die een kant op die pad. En hy knak die hele raamwerk. Hier staan ek langs die pad, dis verskriklik warm, die wiele is weg, die boude is weg. En ek staan so in Lenushkas en trane en ek sê, Here, ek sê, waar is U? U weet, ons kan nie ander goed bekostig. En hier staan ons. Die lewe maak nie sin baie keer. Maar ek staan en ek sê, Here, U is my God, ek vertrou op U. En Lenushka huil, sy sê, wat nou, my man gaan ons huis toe. Ek sê, nee, ons gaan Natal toe. Of hierdie karavaan nou lek op 40 plekke, ons gaan by die see vakansie hou. Sy sê, hoe so? Ek sê, ek vertrou die Here, en hier kom 'n bakkie aangery. Hulle sê, meneer, wat gebeur? Ek sê, julle kan sien wat het gebeur, maar ons haal die spaarwiel af. Weet jy wat gebeur? Iemand in die kamp haal van sy karavaan af 'n paar boude, en hulle bring dit, en die mense kom help ons, sit die wiel in, sit die boude op, sleep die karavaan tot in die oord. Maar my en haar hart is stikkend. Ons gaan slaap daai aand, die volgende môre ry ons na 'n naby dorpie toe, ons kry nog boude, gee daai ander terug, sit nuus op en ons ry Natal toe. Ons kom in Natal, ons bel die versekering, hulle sê, meneer, is die karavaan geval. Ek sê, hy was eers op die wiel en toe het hy grond toe gegaan. So hy het nou nog 'n bietjie hoër geval as wat normaalweg daar is. Die vrou sê, maak julle reg om die karavaan af te skryf as 'n ou karavaan. Ons hou vakansie, prys die Here. Maar ja, wat 'n vakansie. En om dit kort te maak, weet jy wat gebeur? Ons sleep terug, ek verloor nog 'n band. Weet jy wat is die doel van die duiwel nie, maar jy weet, I'm speechless. Hier staan en jy het regtig waar nie, jy weet nie of jy moet bid of moet huil of moet skree of moet. Iemand stuur vir ons 'n wiel, hulle sit weer die wiel op 'n ander wiel, ons ry huis toe. Kom by die huis, pak alles uit, ek sê vaarwel, ons pak al die tente en die goed in die karavaan, en ons stuur hom in, en as hulle hom afskryf, dan skryf hulle hom af. Dan kyk ons hoe gaan die lewe vorentoe lyk. En ons bid, en een hand huil sy sê, Here, sy sê, U ken ons harte, U weet wat in ons harte is. Ons vat die karavaan in, hulle gee die kwotasie, hulle stuur dit vir die versekering. Die versekering kom en hulle sê, goed, dis julle bybetaling. Ek sê vir hulle, Noeska, ons het nie eens die bybetaling nie, maar okay. Dis okay. En ons stuur dit in, en hulle, al die goedjies daar. En een oggend sit ek in die kantoor, ek is besig net om in die Here 'n bietjie te praat, en ja, ou gaan maar deur die emosies. En hier lê die foon, en dis die versekering, hulle sê vir hulle, Noeska, mevrou Haggett, dis die versekering, ons het nou vergadering gehad oor julle wa, ons het die foto's bekyk wat julle geneem het toe julle die wa by ons verseker het, en ons wil vandag vir julle sê, ons maak die hele karavaan reg. Nou, sê my vrou, reg, het ek reg gehoor. Hulle sê, ons maak die karavaan reg. Sy sê, hoeveel gaan dit kos? Nou, ek gaan nie vir die bedrag gee nie. Maar die versekering sê, hier is die bedrag, en weet jy wat, ons het sommer die bybetaling vir julle ingewerk. Dis dieselfde wa wat ons vandag nog het. Weet jy hoe goed is die Here vir ons? Ons kan op God vertrou.
Toe hy by die herstellers is, bel hulle my, hulle sê, pastoor, jy kan kom kyk na jou karavaan, ek kom by die karavaan, dis net blaaie en plankies. Ek sê, o Here Jesus, hierdie wa gaan nooit weer op 'n pad hardloop nie, as ek hom so kyk. Maar weet jy wat gebeur? Die hersteller sê vir my, pastoor, hy sê ek het nou 'n ander ding wat ek met jou wil deel. Ek sê, wat is dit? Hy sê, ons is besig om hierdie wa oor te bou, soos die versekering gesê het, hulle het ons klaar betaal. Hoe wil jy jou vrou en jou vrou, julle karavaan binne hê? Ons bou hom soos julle hom wil hê. Not just regmaak, hy sê, soos jy hom wil hê. Die Here gaan altyd vir jou beter gee. God is in control. En nou sluit ek af met hierdie woorde van mense wat deur moeilike tye gegaan het, hulle vertroue in God gestel het, en hierdie is hulle getuienisse. Ek gaan lees dit toe op. Een persoon sê, God has perfect timing, trust him. 'n tweede ene sê, no matter how tough the situation may be, trust God. He is trustworthy. He can still turn your life around. He can do all things. 'n derde ene sê, pray and let it go. Don't try and manipulate or force the outcome. Just trust God to open the right door at the right time for you. Nog een sê, there is never a moment when God is not in control. Relax, He's got you covered. He's got you covered. There's never a moment, toe ek het lees, toe sê ek, Here, vergewe hierdie ou pastoortjie, wat soveel keer hardloop en sê, wat gaan ons nou doen? Hoe gaan ons nou maak? There's never a moment when God is not in control. Do you trust Him? And can He trust you? My Tannie? Ja, is 'n waar een. Die laaste een sê, God may be mighty slow, but He's never late. Trust Him. He may be mighty slow, but He's never late. Sê vir jouself, He may be mighty slow, but He's never late. I can trust Him. Hoekom? Why can we trust Him? Because He's faithful. He's getrou. Hoekom kan ons hom vertrou? Want Hy is goed. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Jy sit vanmôre dalk daar en jy sê, pastoor, maar jy's nie in my skoene nie. Ek sluit af. Ek sê vanmôre vir u was nie in Job se skoene nie. Job het alles verloor, sy kinders, sy huis, sy alles. Ten minste het hy 2 vriende gehad, of 'n paar vriende, en hulle het ook nie goed gedoen nie, want hulle het gesê, Job, wat het jy verkeerd gedoen? Sy vrou kom by hom, sy vrou, love, ek is lief vir jou. Sy vrou kom by hom en sy sê, kyk wat gaan in jou lewe aan, vloek God en sterf man, is dalk beter. Gaan lees 'n bietjie wat Job geskryf het. Gaan doen jouself 'n guns en gaan lees daai boek. Job kom heel op die einde, hy sê, ek het altyd gehoor wat mense van u sê. Wie van u hoor altyd wat mense sê? Who of you hear what people are saying about God? Maar hy sê, ek
Ek het hier nou van aangesig tot aangesig gesien. Wat sê Job eintlik? Hy sê, nou het ek hier ontmoet. Hy sê, ek weet ek kan nie vertrou. Ek weet ek kan op die staat maak. Ek self moes sien wat met myself gaan gebeur. Gaan ek vertrou of gaan ek faal? Gaan ek staan of gaan ek lê? Ek self moes uitvind. En wat sê Job? Hy sê, nou weet ek dat U God is eintlik. Ek weet dat ek U kan vertrou. Ek weet dat U my nie sal val nie. En Job het geleer om God te vertrou, onvoorwaardelik. Die boodskap van vandag. Leer God vertrou, onvoorwaardelik. Punt nommer 1, jou hart moet reg wees. Gemaak jou hart reg. Kry al die ander goed wat oor jou hart heers uit. As daar dan situasies of moeilike omstandighede is, gee dit vir Here en los. Los dit. Sê Here, dis by U. Kom in die woord. Want in die woord gaan jy groei. In die woord gaan jy op 'n plek kom wat jou gees gebou en gestig word, dat jy nie anders kan as om die Here te vertrou nie. Hierdie week terwyl ek sit, en ja, ons het ook omstandighede, dan kom daar dinge op en dan dink ek, o, Here, jy het mos al mense gehoor, o, Here. Dan gaan sit ek om my woord verder te doen, Pastoor Alwyn, en dan kom ek en sê ek, maar Here, U is goed, U is getrou, U sê U sal deurkom vir my. Satan, weet jy, vat jou goed en loop. Sokkerbol, loop. Hier is die woord, hier staan geskrywe. God is goed, sy woord is waar, sy woord is ewig, is ja en amen. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Nie 'n mens se kind nie. Jy is die vader van die leuns, al wat jy doen is lieg. Al wat jy doen is verwoes. Al wat jy doen is steel. Al wat jy wil doen is om ons verhouding met God verwoes te kry. Staan saam met my. Ek gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Toe ek sê Here Jesus hierdie kwartaal, toe sê die Here het nie vir my verduidelikings gegee nie, die Here het net gesê, sê vir my kinders om my meer te vertrou. Trust me, trust me, trust me because I am good, I am faithful, trust me. Ek kan dit nie namens U doen nie. U self moet daai ontdekkingsreis met God maak. Maar ek wil vandag vir jou sê, he's sometimes mighty slow, but he's never late. He's trustworthy. Nou waar jy staan, maak net jou oë toe. En ek wil hê, soos ek gesê het, ons moet dit bely, soos die psalme sê, ek sê, U is my God. En ek wil hê daar waar jy staan vanmôre, bely dit met jou mond. Sê, Here, U is my God. Ag nee, kerk, ons geheime agente. Begin dit bely. Sê, Here, U is my God. Daar sy. Ek is lief vir U. U red my uit. U hou my vas. Ek is U kind. Ek is gewas in die bloed. Ek is 'n koningskind. U salwing rus op my. Want Heilige Gees het my toegerus om te kan lewe en die Vader te kan dien deur Jesus Christus. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Dankie, Here Jesus. Amen.
Vader, U het elke belydenis gehoor. U het hierdie gebed gehoor vanmôre. Weet nie hoekom nie, maar U het gesê, sê vir my kinders, dat hulle my moet vertrou. En dis ons belydenis vanmôre, soos die psalme sê, ons vertrou op U. Maar ons sê dit, Here. Ons bely dit. Laat ons gees sterk word in U. Want Heilige Gees, U woon in ons. U bou ons, U stig ons, U help ons. Dat ons sal oorwin in Jesus naam. Elke gebied van ons lewe. Terwyl ons uit mekaar uitgaan, Here, wil ek vra dat U saam met ons sal beweeg. Dat ons getuies sal wees hierdie week. Lig vir die wêreld, sout vir hierdie aarde. Dat ons 'n verskil sal maak waar ons beweeg. Ons vra dit in Jesus naam.